Goeiedag familie en vriende. Welkom hierso by die afskeidserediens vir Hannes Oogies Leroux. Van die gemeente se kant af, baie sterkte aan die familie en vriende, julle verlies. Ons vertrou en glo dat die Hemelse Vader julle sal krag gee en seën, en in elke oomblik waar julle hom mis en aan hom nader, dat julle ook sal weet dat hy veilig ontvang is in die hande van die Here, en dat hy so na almal van ons omsien. Ons gaan begin, ek gaan die vraagtjie sal opstaan om die voorkant te hoor en ook die seën te ontvang. Dan bly jy staan vir die sing van die eerste lied. Dit sal op die skerm verskyn. Die Onse Vader, en as ons die lied klaar gesing het, dan kan die mag gaan sing. So kom ons staan. Die Here sê, aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by almal wees. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet, kom ons sing hier die Onse Vader saam. Geliefdes, kom ons almal sluit ons oor, ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, ons is vandag by mekaar. Here, wat ons kom afskeid neem van ons geliefde Hannes. En Here, ons weet dat U hom ontvang het, maar ons is vandag by mekaar om ook by U troon sekering te kry en ook krag te kry om in hierdie moeilike omstandighede te kan troos vind. Here, daarom bid ek vir die familie en die vriende, dat U wat ons goed ken, U weet wat in ons harte op die oomblik aan die gang is, dat U sal vertroosting skenk. Here, dankie dat ons, wat nietige mense is, gereeld na U toe kan kom, veral in 'n dag soos vandag. Maar Here, ons sê ook baie dankie dat ons vir Hannes kon geken het, en dat hy deel van ons lewens was, en dat as ons terugdink aan hom, dat ons ook die dinge wat hy gedoen het, wat vir ons 'n voorbeeld is, ook in herinnering sal roep, dat dit ons sal aanmoedig en sterk maak in ons eie lewe,
Here, ons vra vandag dat U deur die woord met ons sal praat. Mag U die woord vir ons troos gee, krag gee, versekering gee, en dat ons almal ook sal weet, Here, dat U ons almal vashou in U hand. Waar U hom nou ontvang het, vra ek dat U sal troos gee ook vir elke familielid hier en vriend wat hier is. Dat ons nooit sal vergeet nie, Here, dat alles begin by U. En deur Christus se verlossing aan die kruis, neem dit ons ook die ewigheid in. Lei ons nou, Here, as ons na die woord luister, en ook daaroor saam praat, en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Julle kom ons lees 'n gedeelte saam. Ekskuus, ek dink daar sal kragtonderbreking dit gebeur. Niks niets nie. Maar ek gaan vir die gedeelte saam lees uit Romeine 8 vers 18 tot vers 32. En u kan luister soos wat ek dit vir u deurgee. Paulus skryf aan die gemeente in Rome en dis wat hy sê. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. En daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in pyne van verwagting. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. Ons lees tot sover. Ons weet dat die gras verdor, die blomme verwelk, maar die woord van God is ewig en dit is waar. Nou geliefdes, ons is hier want ons wil afskeid neem in die teenwoordigheid van God, van Hannes Leroux. Hy was 'n ouer, hy was 'n geliefde, hy's 'n vriend gewees. Hy het baie verskillende rolle gespeel in almal van ons se lewens. Hier by die kerk was hy lidmaat gewees. Ek weet ook sy geskiedenis was hy in die weermag, die lugmag eintlik nê. Maar wat ek ook weet van Hannes is dat hy was 'n gelowige. Hy het baie ernstige verhouding met God gehad, maar hy het ook baie vrae gehad. En in ons Bybelstudie groep het hy met baie vrae na vore gekom en ek kon sien hy het geworstel met elemente van die lewe. Maar ek dink tog met sy manier van verstaan en dink oor die wêreld, het hy ook ander punte ingesien en het hy ook daarbey aangepas en hy het ook diep daaroor nagedink.
En ek dink hy sal waardeer dat ek die volgende met julle deel, wat ons uit hierdie gedeelte raak hoor. En wat ons as gelowiges moet onthou, dat voor die sondeval, voordat Adam en Eva sonde gedoen het hulle eintlik in vrede en in rustigheid geleef. Hulle was na die beeld van God geskape, lees ons in Genesis. Hulle het nie sonde gehad nie. En daarom het hulle 'n ongelooflike voorreg beleef om elke oomblik van hulle dae in die volle teenwoordigheid van God te kon leef. So wat ek besig was om te sê, is dat voor die sonde gekom het, was alles op die aarde goed geskape en toe tree die sonde in. En as ons in Matteus 19 vers 28 lees, dan vertel Jesus, hy vertel vir ons dat dit eendag weer so sal wees. Dat ons eendag weer terugkeer daarna toe. En die aarde sal weer wees soos toe God alles nuut gemaak het. Hy sê ook daarso dat dit miskien beter sal wees. En soos dit voor die sondeval was, so sal daar geen hartseer wees nie, daar sal geen trane wees nie, daar sal geen ure van kommer oor wees nie, geen oomblikke van slegte nuus nie, geen oomblikke van verlies nie. Geen onaangename verrassings wat 'n mens nie sou wou gehad het nie. Nou ons wat vandag hier by mekaar is egter te laat. Gaan ek weer sê, ons is egter te laat vir die paradys soos wat dit was, en ons is te vroeg vir die nuwe hemel wat aan die kom is. Ons is gebore na die sondeval, en ons lewe op 'n aarde wat swaar dra aan sy verlede, wat in elke opsig gebroken is, wat stikkend is, en die mense daarop wat daarop woon, ook deur die stikkendheid van die aarde ook gebreek word. Hierdie aarde wat ons vandag ken, is 'n aarde wat klomp dorings het, wat dussels het, wat ons beleef oorstromings, ons beleef hongersnood, hartseer, kommer, ons beleef die dood. Dis 'n aarde waar ons bekommerd is oor môre. Op hierdie aarde is ons ook bekommerd oor wat gaan 'n mens eet, wat gaan jy drink. Ons kan bekommerd raak oor ons kinders. Is hulle okay? Wat lê vir die kinders, ons kinders in die toekoms voor? En so is ons deel van hierdie aarde met 'n klomp leemtes, wat dit partykeer vir ons 'n klomp bekommernis na vore bring. En dis op hierdie aarde hoor ons dat ons 'n klomp dinge so negatief kan hanteer. Ons lewe ook op 'n aarde wat tyd so ongelooflik belangrik is. Kan dit net weer sê? Ja. Hierdie aarde is soos 'n tyd wat tyd ongelooflik belangrik is. En ons lees ook in die Bybel, die woord van God, dat terwyl ons hier op hierdie aarde leef, is daar 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd om te huil, daar's 'n tyd om te lag, daar's 'n tyd om van blydskap te dans, daar's 'n tyd om te omhels, maar daar's ook 'n tyd om weg te bly van omhelsing af. Daar's 'n tyd waar dinge in mekaar gemaak kan word, maar daar's ook 'n tyd waar dinge uitgedeel kan word. Ons lewe op hierdie aarde waar hierdie bewoners van hierdie aarde met hulle verstand wonderlike dinge kan doen. Ons weet dat ons sien die televisie aan, ons kyk na die nuus, ons lees van die uitvindings, ons is allemaal op TikTok, hulle sit op TikTok, en TikTok sien ons wat is die dinge wat mense oor een dag kom. So dit is 'n wonderlike aarde, maar met al die nuwe ontwikkelinge wat ons het, gebruik die mense ook selfs daar in die uitvindinge dinge, die aarde verder mee te verwoes. En dis daarom dat Paulus hier in hierdie gedeelte wat ons gelees het, met die mense daar in Rome praat, en hy sê dat die aarde sug. Die aarde sug, want hy beleef al hierdie dinge. Daar's 'n gesig om van hierdie gebrokenheid verlos te word. Daar's 'n gesig om weer nuut gemaak te word, om weer te word wat dit was, om weer die aarde te word, soos wat God dit aan die begin ook geskaap het.
maar ook ek en jy, ons sug ook. Ons sug, want daar's baie dinge om oor te sug. Ons sug, omdat ons weet hoe die aarde was. As jy na Genesis gaan kyk, en jy sien hoe God het gewandel hier tussen ons, dan sug ons, want dis eintlik wat ons wil hê. Ons sug, omdat ons partykeer moet swaar kry. Jy moet uitgedaag in jou lewe, elke liewe dag. En dan moet jy uitgedaag word in jou lewe, elke liewe dag. Kom jou tydelijk oomblikke van jou lewe, waar jy ook net sê, ai, kan dit nie net maar net beter gaan, kan dit nie met ons beter gaan. En ons sug, omdat ons partykeer so kan seer kry, dat ander mense genadeloos kan optree teenoor jou in jou lewe. Ons kom op 'n punt in ons lewe ook waar ons sit, waar ons moet afskeid neem, finaal moet afskeid neem van mense wat ons verlief is, wat ons nooit weer sal sien in hierdie leeftyd. Ons sug want ons harte breek. Ons sug omdat al wat vir ons oor is herinneringe. En ons sug omdat 'n kamer nou leeg staan. Ons sug dat daar 'n stem nie meer daar is nie. Julle gaan vir alles mis. Of dit nou vir jou goed of sleg was, ons mis mense wat nie meer daar is nie. Want ons sien dat daar 'n plek is wat daai persoon nie meer vol staan. Daar's 'n leemte in jou hart. Dis 'n leemte dat jy nie kan vervang met iets anders te nie. Dis 'n leemte wat jy moet bestuur, wat jy moet hanteer, wat jy moet saamleef. En hier lees ons dat hier gesê word deur Paulus, dat daar was 'n tyd toe dit goed was, maar is nou nie meer 'n tyd waar dit so goed was nie. En elke een wat van ons wat op die aarde leef, gaan maar getoets word van tyd tot tyd. Getoets met die uitdagings, ander mense, omstandighede, maar ons word ook getoets deur ons geliefdes wat ons voorgaan, wat nie meer met ons is nie. Ons sug omdat ons niks hiervan partykeer verstaan. En ons sug omdat ons so seer kan kry in ons lewens. Maar broers en susters, en hierdie is 'n baie belangrike saak, dat ons sug nie soos mense wat geen hoop het. Maar ek weer sê, ons wat kinders is van God, ons wat ons lewe verstaan deur die aangesig van die Skepper wat dit gemaak het. Ons sug nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons het hoop. Ons het altyd iets wat ons herinner dat ons nie in ellende agtergelaat is nie, maar dat ons met krag ons lewe kan aangaan elke nuwe dag. So, God kom en hy sal op 'n dag weer kom en hy kom met ongelooflike liefde na ons toe. En hy het dit gedoen aanvanklik deur die Seun Jesus Christus wat vir ons aan 'n kruis gesterf het. Maar ook eendag het Jesus gesê, kom hy ons weer te kom haal. Maar het hy ook gesê, dat hy tans besig is om ons almal plek gereed te maak. Daar's 'n ander gedeelte in die Bybel wat praat van ons lewe soos 'n tent. Ons weet dat 'n tent is nie 'n vaste woning nie, 'n tent is wat jy tydelik gebruik as jy op reis is. Jy gaan miskien op 'n kamp, slaan jou tent op, bly 'n stukkie daar, staan hom weer af, en dan gaan jy voort. Dis wat ek en jy besig is. Ek en jy is in hierdie lewe besig met 'n reis. Ons is in hierdie lewe, het ons 'n tydelike woning, 'n tent wat opgeslaan is. Maar ons lees dat daardie tent word afgeslaan en ons sal dan 'n vaste woning weer hê in die huis van ons hemelse Vader wat voorberei is. Dit is voorberei vir jou en vir my. Dit beteken God het beplan dat ek en jy nie hier sal bly nie, maar sal oorbeweeg in die ewigheid. Daar sal hy kom. En weet julle wat hy vir ons gelos het as 'n waarborg, is die Heilige Gees. God met ons. Elke dag in hierdie lewe waar jy die lewe ervaar, waar jy getoets word, waar jy vandag hier sit en jy het hier die leemte nou van 'n verlies, sê God, moenie bekommerd wees nie, want ek is met jou. Deur sy Heilige Gees is hy met ons, en dis 'n waarborg om te sê dat hy vir jou plek het in die ewigheid. Dat hierdie lewe waarvan ons deel is tydelik, maar dit word 'n lewe wat oorbeweeg word na die ewigheid toe. En in sulke oomblikke sê God se woord vir ons,
is die Gees nog meer by ons soos die môre wanneer jy 'n hartseer het. Want dan sif die Gees en dan sif God saam met ons. Oor al die seer, oor al die gebreke. En dan raak die Gees ons aan. Die Gees van die Here raak ons so aan dat ons vrede kry wat alle verstand te bowe gaan. Dan bid die Gees namens ons al net ons nie woorde. En dis wat ons moet onthou, dat God ken die hart. Ja, ons kan bid, ja, ons kan ons woorde met hom deel, maar net om stil te wees en vir hom te vra om met jou te wees. Luister uit in daardie diepe gevoelens, daardie diepe hart, wat jy nie in woorde kan rus en bring hy vir die vrede en die troos wat ons nodig het, veral op 'n dag soos vandag. En dan weet ons, alles is reg, al is alles nie reg. En dis die vraag, hoekom? Hoe kan ons selfs ons verlies en ons afskeid neem van alles, tog aanvaar dat alles is reg? Want God het sy mense lank tevore deur die lewe en die dood van sy seun uitverkies om weer te word soos daardie eerste mense was, hy Adam en Eva. Dat ons gelykvormig sal wees aan ons Here Jesus Christus. Hy het ons vrygespreek. Jesus het ons kom red. Hy het ons beloof dat ons eendag weer by ons sal wees. En op 'n aarde waar ons stikkindheid nie sal wees nie. Daar kom 'n tyd waar daar geen trane meer is nie, dat daar geen verlange meer is nie, dat daar geen hartseer sal wees nie. En God sê in hierdie gedeelte in vers 30, roep hy ons na hierdie nuwe aarde toe. Hy roep ons op sy tyd, wat dikwels nie ons tyd is nie. En ons verstaan dit nie, ons weet nie hoekom nie, maar ons kan een ding weet. God roep op sy tyd, omdat hy vir ons alles ten goeie laat gebeur. Party roep hy vroeg, ander mense by later, sommige roep hy baie skielik, en hy doen dit partykeer onverwags. So mag God vandag so by julle wees, so naby aan julle wees, as wat julle eie harte kan wees, soos wat iemand op 'n stadium gesê het, dat iets van dit wat kom, reeds vandag in jou hart al kan deurneem. Dat julle ook nie die ervaring sal hê om te weet dat dit wat julle nou verdien, dat dit nie op kan weeg teen wat julle eendag al reeds gaan ontvang. So God sê vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte, dat ons op die Here kan vertrou, dat ons hom kan vas, dat ons moet weet dat jy deel is van die ewigheid, dat as jy sterf, dan begin jou lewe weer op 'n ander plek, eintlik heeltemal van vooraf. Want in daardie ewigheid waarin ek en jy beland, is ons op die plek waar ons eintlik moes gewees het. En daarom wil ek afsluit. Adam en Eva het hierdie wonderlikheid van God beleef in die begin, as jy jou Bybel oopslaan, en toe die sonde ingetree. En ek en jy is deel van hierdie wêreld waar ons hierdie pyn en hierdie ellende beleef elke liewe dag. Ons is deel van 'n wêreld waar ons net 'n sekere ouderdom kan bereik, en dan sterf ons. En dan afhanklik in die Ou Testament was dit 'n bekommernis, want jy weet nie wat lê aan die ander kant die lewe nie, as jy gesterf het. Maar dan sê God dat omdat hy ons geskaap het, sy lief vir ons stuur sy seun, en daardie seun kom wys vir ons dat daar 'n oorwinning plaasgevind het, dat hy die dood oorwin het, dat hy die sleutels ontvang het van die doderyk. En ek en jy besef dan dat ons nie net bestem is vir hierdie lewe nie, maar ook vir die ewige lewe. En daarom kan ons vandag vir mekaar sê dat ons rou nie soos mense sonder hoop nie. Want ons weet dat hierdie lewe is nie die einde nie, maar dat dit net 'n fase is, 'n oorbeweeg is, na iets wat met die ewigheid sal lei, in ewigheid by God. So mag julle dit altyd in gedagte hou, wanneer ons dink aan Johannes, wat nie meer het met ons was nie, ons onthou hom met die Bybelstudie, voordat hy kom sit het hy Jesus se gered verloor of 2, op 'n oggend voor die erediens, dan het ek hom daar in die kar gesien, en baie ek vol, en baie vir my terug,
Dan het hy sy sigaretjies klaar gerook en dan het hy gekom. Maar dis hoe hy was, dit is wat hy. En ons bly daarop, want ons het om ervarings het om beleef. Maar ons weet hoe ons kan uitsien, want ons gaan weer om ontmoet aan die ander kant. Dis wat uitgemaakte saak, is dat ons wat kinders is van God is, en daar die vrede in ons harte, dat ons in hierdie lewe, maar ons in die ewige lewe ook. En almal wat jou voor gaan staan en wag vir jou ook aan daardie kant. En wat 'n vreugde is dit nie, wat 'n troos is dit nie om te weet, dat hierdie lewe nie die einde is nie, maar dit wel 'n oorbeweging is tot by God, soos wat God het bedoel het vir ons, om daardie plek van vrede en harmonie saam met hom te kan leef, sodat hy ook kan wandel saam met ons op 'n nuwe aarde, wat hy beloof het, hy sal skep. Net 'n voetnota, elke mens wat gebore word op hierdie aarde, gaan vir ewig bestaan. Elke mens wat gebore word op hierdie aarde, gaan vir ewig bestaan. Jy het hierdie lewe om te ontdek wie die een is wat jou gemaak het. Dit is in hierdie lewe waar ons om ontdek, worstel met vrae, kry dit uitgesorteer met ons Skepper, sodat as ons hier afsluit, ons gaan hom ontmoet aan die ander kant, en daardie nuwe koninkryk wat hom kom vestig, en die gedoen het deur sy seun. En as jy dit nie glo nie, sal jy nooit vir ewig bestaan, maar jou keuse sal dan wees om te bestaan waar God nie is nie. En waar God wat liefde nie is nie, is hel. Dit is nie 'n plek soos Hollywood nie vir jou wys nie, dit is maar net 'n plek waar God wat jou gemaak is, nie teenwoordig is. Maar gelukkig vir ons, vir Hannes, die ervaring nou reeds, wat sy paradyslik is, om die God van liefde sy teenwoordigheid te wees. En mag ek en jy dit onthou, mag ons uitsien na ons eie ontmoeting met God en ons geliefdes weer eendag daar, maar dat ons vir hierdie lewe ten volle tot eer van God sal lewe, in 'n verhouding met ons sal lewe, sodat ons aan hom kan eer bring en kan vrede vind in ons hartseer en ons verlange vandag, en die wete dat ons ook sal aanstel in die ewigheid met mekaar in God se teenwoordigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sluit ons oë na bid ons net weer saam. Ons almagtige Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U met ons is in hierdie oggend, dat niemand van ons alleen is nie, dat ons weet dat U ons altyd vashou en dat die krag altyd vir ons beskikbaar is. Here, ek bid vir hierdie familie wat U verlies het van Hannes, dat hulle sal weet dat hy by U is, dat hy daar ontvang is met ope arms, en dat dit 'n plek is waar hy nou in vrede en rus kan voortleef in die teenwoordigheid. Here, in ons hartseer en ons verlange, vra ons dat die Heilige Gees vir ons sal troos, sal krag gee, en daardie oomblikke waar daar leegheid is, dat ons dit sal vul met U teenwoordigheid. En Here, dankie dat U al lank reeds vir ons gewys het dat U 'n God van liefde is, dat die bedoeling met die mens maar nog altyd was, dat ons U net moet ken, ons moet U deel maak van ons bestaan. En Here, omdat ons dit kan doen vandag, en Christus se opoffer aan die kruis, is daar vrede tussen ons, en dit beïnvloed die manier hoe ons lewens kan leef. Here, dankie dat ons mense is, wat nie treur soos mense wat geen hoop het nie, maar dat ons U kan ken, en kan uitsien, wanneer ons hierdie tydelike bestaan verruil vir die ewige, en weer verenig kan word met ons geliefdes. Here, dankie vir U groot liefde, dankie vir die krag wat U vir ons gee, wanneer ons eie krag te min is. En ons sal dit altyd bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan opstaan vir ons laaste lied. Ek wil net vir die man hier agter die rekenaar sê, Jan, jy moet net kyk of die geel lig skyn op daai boksie daar voor jou. As hy nie skyn nie, die silwer draad in die rekenaar moet jy net in en uit sit al asseblief. Wat hy net skyn, anders kan ons nie klank hê. Ek wil net nie ons om die lied ten minste kan sit,
Here. Ons kan allemaal nou staan met iets anders. Geliefdes, ontvang nou die seën van ons Here en gaan in vrede. Die Here sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. So die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Thomas. As ek Johannes
reg opgesom het. Soos ek met die Bybelstudie beleef het, dan weet ek, sou hy vanoggend lekker in die wild gelaat het waar die drama en dan was. Maar hy sou ook vies gewees het vir omstandighede wat het veroorsaak het. Maar goed, ons kry nou geleentheid vir Manna Leroux die bedanking. Maar ik zeg maar, ik weet nou misschien eerst de dominee, die wetenschap van woorden, ja, ik kan van ons eigenlijk. Die woorden van het vele, dat is soms allemaal. Wat ik allemaal dankbaar zeg dat vandaag is, vrienden, familie, dat ook hier, ook in ons hele wereld. Maar dat is om de kracht van onze Vader. Bedanken. Wij zullen ook allemaal kwaliteit en dit samen dus dit proberen hebben. Iets hier. En ook zo'n bedanken zeer aan mensen voor zich moeilijk maken. En mogelijk heel graag met de verrichting hier zo. Daar is het gedeel is die werkafhangigheid daar moet hy succes is. Sê jy nog in baie dankie wat deel het dan ons is. Dankie. As iemand iets gesê is dat dankie. Reg julle. Ons gaan nou almal maar opstaan en dis maar jy by hierdie deur verby beweeg, dan kan jy van die verversings en die koffie deur gaan geniet. Dankie.